Hallo mooietjies, en dit is so lekker om weer terug te wees hier in jou slaapkamer. Ek hoop jy is klaar gebad en in die bed en reg vir storie luister. Laasweek het ons mos gelees van Jok wat net groter moeilikheid maak, van Robbie en Callie en Reino, en Robbie en Callie wat lelik was met Reino en nie saam met hom gespeel het nie, en toe raak ou Reino mos baie lelik met Callie en Robbie. So lelik dat Robbie later vir Reino met die horing gestamp het. En toe jok Robbie ook nog daaroor. Nou vandag gaan ons bietjie verder, waar ons vertel waar hulle na Mani kameelperd toe gegaan het, om te gaan hoor presies wat gebeur het. Want ou Mani het mos 'n lang nek, so hy kan alles sien wat in die wildtuin gebeur. En nou gaan ons aan, waar Robbie en Reino en Callie en hulle mammas en pappa by Mani aankom. Robbie was taamlik benoud, want hy weet, al lyk sy pappa so rustig, beteken dit eintlik net dat hy ernstig is, en die saak gaan oplos, maak nie saak wat nie. Hy is ook benoud om in Mani kameelperd se oë te kyk en te moet jok. Hy weet hoe ernstig is die diere oor jok. Hulle sê altyd dat as mens aan mekaar jok, gaan niemand jou nie meer glo nie. So hy is baie bekommerd. Mani kameelperd luister na die hele storie en toe roep hy vir Robbie eenkant. Hy kyk diep in Robbie se oë en vra toe ernstig: Robbie, wat het regtig gebeur? Robbie het nie eers probeer jok nie. Hy het alles vertel, ook hoe Reino hulle geterg het. Mani kameelperd vertel toe aan al die renosters wat regtig gebeur het, want hy het ook gesien wat gebeur het, en hy het geweet dat Robbie nou die waarheid vertel. Hy stel toe voor dat elke renoster familie teruggaan na hulle huise toe en beplan wat se straf elke renoster seentjie verdien. Hulle moet beslis iets doen aan terg en jok, want dit bring mens net in die moeilikheid. Reino se mamma het mooi met hom gesels en gesê dat hy nie weer moet terg nie, maar dat hy eerder 'n ander plan moet maak. En as hy nie weet wat se plan nie, moet hy vir haar kom vra en sy sal hom help. Sy straf is dat hy 'n hindernisbaan alleen moet bou en haar moet help om graskoekies te bak. Dan sal hulle gaan jammer sê vir die ander diere. Callie se mamma het weer vir hom vertel dat renosters regtig vet en sterk moet wees, want dis hoe hulle gemaak is. Hulle is ook gelukkig met dik velle gemaak, sodat as hulle 'n harde stamp kry, hulle nie so seer moet kry nie. Gelukkig het Reino nou nie gebloei nie. Hulle harde velle is ook daar, dat hulle nie sommer fyngevoelig moet wees oor wat ander diere vir hulle sê nie. Robbie se mamma en pappa het ook mooi met hom gepraat. Hulle het weer vir hom vertel wat met Springbok gebeur het. Springbok het aan mekaar gejok en gesê dat daar 'n leeu was, en toe op 'n dag, toe is die springbokke gevang, want niemand wou meer vir die springbokkie geglo het nie. So het hulle vir hom nie beskerm nie. So hulle het vir hom gesê, dis belangrik dat hy altyd die waarheid moet praat, sodat hulle hom kan glo en hom kan beskerm as hy in gevaar is. Dit is so belangrik dat hulle hom nou moet straf, sodat hy kan leer en kan onthou wat belangrik is. Dis ook belangrik dat renosters vir mekaar moet beskerm en juis nie vir mekaar seermaak nie, want hulle het gevaarlike horings gekry om mekaar te beskerm. Daarom het hulle besluit om hom nou dubbel te straf. Hulle gaan die bal wegvat en vir 20 slapies nie weer vir hom teruggee nie. 5 slapies van daardie slapies was omdat hy gestamp het, en 15 slapies omdat hy gejok het. Robbie het verstaan hoekom hy gestraf moes word, maar hy is spyt dat hy nie eerder dadelik die waarheid gepraat het nie, want dan sou die bal net vir 5 slapies weggevat gewees het. Wat gaan hy vir so lank doen? Gelukkig was Reino klaar met sy hindernisbaan, sommer na 8 slapies, en hy het kom jammer sê en gevra of Robbie kan kom saamspeel op die hindernisbaan. Robbie se mamma het dadelik ja gesê,
En die renosterseuns het toe baie lekker op die hindernisbaan gespeel en lekker graskoekies geëet. Nadat die 20 slapies verby was, het hulle die bal ook gebruik in die hindernisbaan. En hulle 3 renostertjies was van toe af altyd maats. Robbie was die sterk een wat hulle beskerm het met sy horings, Callie was die vinnige een en Reino was die slim een wat planne gemaak het en hulle gehelp het met hulle somme. Sjoe maats, dit was dan maar 'n lekker storie. Dit is tog maar net nie die moeite werd om te jok nie, nê? Dis eerder reg om die waarheid te praat, want toe moes arme Reino 20 slapies gestraf word in plaas van net 5. So dis maar eintlik beter om maar altyd die waarheid te praat. Ek hoop julle is nou lekker moeg en gereed vir die bed en ek hoop julle slaap lekker vanaand en volgende keer luister ons weer verder uit Tannie Leni Houwer se boek Christelike Waardes vir Kinders. Lekker slaap!